As jy wil weet wat die nuutste vleis, wol en voerpryse is, dan is jy op die regte plek. Welkom by die week se AMT vleisprysoorsigg, moontlik gemaak deur John Deere. Ons sien dat daar twee belangrike faktore is wat kalfpryse nou beïnvloed: lampryse wat verder styg en choppryse wat bo geelmieliepryse in beweeg oor die naweek. Ons gaan kyk hoekom dit gebeur en wat die impak vorentoe kan wees. So bly ingeskakel. Voor ek met die pryse afskop, wil ek net noem dat daar baie faktore is wat pryse op die dag beïnvloed, soos gewig, ouderdom, geslag, kwaliteit en vraag op 'n veiling. So maak seker jy kry die beste prys op die dag wat jou sak pas. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk waar die nuutste beesvleispryse nou verhandel. Laasweek het die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg meestal sywaarts gebly en verhandel dit op R36,69 per kilogram, met uit die hand of direkte verkope bietjie laer op R37,03 per kilogram. Die gemiddelde prys is tans so 14% hoër as 'n jaar gelede. Ligter kalvers wat dan onder 200 kg gemiddeld weeg, daal ook na R36,34, met swaarder kalvers tussen 250 en 300 kg wat ook laer verhandel op R35,56. Bulkalvers daal na R37,46, met vers kalvers gemiddeld nou op R33,86. Die gemiddelde prys in die Vrystaat daal ook na R37,42, met die prys in die Oos-Kaap nou op R37,97. Die A2-3 karkasprys verhandel dan nog klein bietjie hoër op R66,49, met die C-graadprys ook bietjie hoër op R51,38. Speenkalfpryse daal tradisioneel in Mei en Junie weens meer aanbod, soos ons in speentydperk in beweeg. Daar is wel nou twee faktore wat ook in ag geneem moet word. Eerstens is back and close wat glo nou in Gauteng ook opgetel is, en begin dit lyk of dit nou verder wil versprei na ander provinsies ook. Hierdie kan gemiddelde pryse dalk so bietjie laer hou as normaal, maar as jy wel siektevry diere het, kan dit 'n premie begin verdien in die mark ook. Die ander faktor wat pryse kan aanhelp is die feit dat Botswana se uitvoere van lewendige diere gestop is teen einde April en dat daar nou minder van daar af behoort in te kom. Dit kan ook nou kalfpryse op 'n hoër vlak hou as wat die seisonale tendense vir ons aandui. Soos verwag het lampryse laasweek met so 2% gestyg, met die gemiddelde stoorlampprys nou op R45,60 per kilogram. Slaglampryse styg skerp na R48,83 per kilogram. Direkte stoorlampryse styg na R45,52, met direkte slaglampryse wat spring na R64,01 per kilogram. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat styg dan ook na R44,77, met die prys in die Oos-Kaap ook hoër op R45,47 per kilogram. Seisonale tendense toon steeds dat lampryse verder opwaarts behoort te neig, soos ons in die wintermaande nou inbeweeg en daar minder diere na die mark kan kom. Ons verwag dan ook bietjie minder invoere vanaf Namibië byvoorbeeld hierdie jaar as gevolg van baie laarkudde wat hulle hierdie jaar het as gevolg van die droogte laas jaar. Die prys bereik gewoonlik 'n hoogtepunt dan rondom einde Junie en kan pryse dus nou in sy opwaartse tendens bly. Die A2-3 karkasprys verhandel sywaarts op R101,25 per kilogram, terwyl die C2-3 prys daal na R65,07. Gebaseer op historiese tendense behoort die A2-3 prys nou redelik skerp momentum te begin kry, soos ons in Mei maand in beweeg. Tans dui vooruitskattings dat dit nog met ongeveer R10 opwaarts kan beweeg in Mei maand, maar dit sal wel interessant wees hoe die verbruiker gaan reageer as hierdie pryse opgaan en waar daar 'n aansienlike verbruikersweerstand gaan ontstaan. Maar verwag dat die A2-3 prys 'n hoogtepunt hier rondom einde Junie vir die jaar dan kan bereik. In die wolbedryf het die RWS wolprys dan gedaal laasweek na R186,56, met nie RWS pryse ook laer op R181,50. Wolpryse in Australië daal dan egter skerp na 'n gemiddelde prys van $12,10 Australiese dollar per kilogram. Australiese wolveilings het na 'n 1 week pouse weer begin en in 'n uiters versigtige verkoopsomgewing weer oopgemaak, met kopers wat huiwerig was en verkopers wat nie bereid was om pryse baie te laat sak nie, wat dan gelei het tot 'n nasionale terughoukoers van meer as 15% op hulle veilings.
Merino wol het dan skerp gedaal met veral die fynere tipe wol wat baie laer vraag gekry het en dis laer pryse ook. Die onsekerheid in die wêreldwye voorsieningsketting laat kopers nou terugsit en herbesin waar die markte heen gaan. Dit kan aan ons pryse ook onder druk sit oor die volgende paar weke, veral met ons wisselkoers wat dan ook baie sterker is. Soos verwag het hoendervleispryse gestyg die afgelope week met gevriesde ex-abattoir pryse op R34.78, varspryse op R37.62 met die IQF prys wat styg met 2% na R34.60. Ek dink steeds ons kan bietjie beter pryse sien oor die volgende 2 maande met hoë bees- en skaappryse wat kan oorspoel in beter vraag vir hoender en vark en dis dan ook hoër pryse as verwag. Spekvarkpryse handhaaf redelik sy vlakke met die nuutste spekvarkprys op R32.60, vleisvarkpryse het dan egter gestyg na R32.96 met die nuutste worsvarkprys 3% hoër op R26.24. Beter vraag kan moontlik pryse sywaarts hou al dui seisonale tendense dat ons bietjie laer pryse nou kan sien in die mark. Die nuutste grootbokprys daal na R30.62, kleinbokpryse styg egter na R52.45, mediumbokpryse daal na R48.38 met bokkooipryse wat dan styg na R50.17 per kilogram. Soos laasweek ook genoem, is die groot drywer wat bokpryse nou kan ondersteun vanaf die vraagkant met islamitiese feesdae wat dan addisionele vraag kan skep. Hierdie jaar behoort Kerbani vraag op te druk van ongeveer einde Mei maand tot middel Junie en kan ons dus dan hoër pryse ook sien vir bokke. Die volgende periode wat fyn dopgehou moet word is vanaf Augustus tot begin Oktober wanneer daar nog feesdae voorkom. In die voerbedryf het lucernpryse nou onveranderd gebly met die nuutste gemiddelde graad 1 lucernprys steeds op R3.600 per ton, prima lucern op R4.200 met graad 2 lucern op R3.000 per ton. Choppryse daal so bietjie na R3.950 per ton en sit ons nou in 'n baie interessante posisie in die chopbedryf. Daar is nie mielies om te maal nie en staan baie van die meelens op die oomblik stil en is daar nou massiewe tekorte vir chop. Oor die naweek het chop duurder as geel mielies verhandel en moes voerkrale maar chop of mielies koop as hulle wel iets van dit in die hande kon kry. Maar met dit genoem is die kontrakpryse nog steeds rondom R3.950 wat dan 'n maand gemiddelde prys is, maar het sekere verkope dan nou hoër gegaan. As meer mielies nou mark toe kom, kan hierdie prys egter wel begin daal. Like en share dan ons video's op Facebook of YouTube of los vir ons kommentaar. Ons wil graag van julle hoor. Julle is dan ook welkom om by een van ons gewilde WhatsApp groepe aan te sluit. Ek sit al die skakels in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word dan moontlik gemaak deur John Deere. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.